son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind, dis net ek en die son skyn, langs die water. Hi julle, leuk hierso, welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie by Rodekoppiesdam. En ons doen vandag bietjie iets anderste. Ons gaan bietjie 'n spesie hengel sessie doen. Nou, ek het nie tyd gehad om voor die tyd te voer nie. Ek het wel die naweek wat verby is, het ek die vis gevang. Vandag is Woensdag. En ons het die naweek bietjie voer ingesit, maar ek dink dis alles opgeëet, want daar was verskriklik baie vis. En dit het so lekker gegaan die naweek dat ek besluit het, ek kom terug, ek kom bietjie 'n spesie sessie doen. So, hierdie is deel 1 van 2 programme. En ons gaan julle bietjie deur 'n spesie hengel sessie vat, soos wat ek het gewoonlik doen. Ek het nie altyd die tyd om voor die tyd te gaan voer nie. Partymal doen ons dit, maar ek het nou niks voer ingesit vir vandag nie. Dis maar chaos in ons bedryf met die lockdown goeters en ons hardloop nogal hard in die winter. Ons werk hard want ons het nuwe produkte daar buite en dis deel van wat ek vandag vir julle wil wys. So wat ons gaan doen, ek het hierso uit ons Signature Series reeks uit het ons 2 nuwe produkte. Hier is 'n particle mix. Nou wat die particle mix basies is, dit is hoofsaaklik mielies. Dan is daar nou saam met dit hempsaad, peanuts, maple peas, yellow peas, dan is daar 'n bietjie rooi koring in en daar's 'n bietjie haver ook in. Nou, dis alles gekookte sade, gepreserveer en dan het dit ook level 5 konsentraat in, wat 'n lekker sweet corn, 'n mielie konsentraat is. Dis gevacuum pack, soos wat die Engelsman sê, en dit bly altyd vars. So, dis iets nuuts op die mark en ek moet sê, almal wat dit gebruik, vang nogal lekker vis. Nou, ek gaan vandag 1 stap verder. Gewoonlik met hierdie goed, dan wil die mense dit nie gebruik nie, want hulle sê die preserveermiddels krik die visse af. Nou hier is preserveermiddel en ek gaan nie jok en sê is nie in nie, maar ons het dit op so 'n manier gepreserveer, dat ek gaan die hoekase, gaan ek hier uithaal, en ek gaan dit gebruik. En as ons met dit vis vang, dan sê dit net vir my een ding, die preserveermiddel en die geur sal hier binne werk saam. So ek gaan hierdie oopsny. Ek gaan al 2 pakke oopsny en dis hoe ons dit gewoonlik gebruik. 1 pak mielies en hemp en dan 1 pak particle mix. En as ek nou vir julle daar kan laat ruik hoe ruik dit, dan sal julle nou geruik het. Jy ruik net level 5 hierso. Dis ook nie oordonderend nie. Jy ruik nog steeds die ander particles ook. En dit is iets wat my nogal redelik lank gevat het om reg te kry. Maar ons het dit reg gekry en ja, dis iets heeltemal niets op die mark. Ek gooi hulle 2 so saam, dan gaan ek dit lekker deur mekaar meng. Die mielies en hemp is nogal vir my redelik belangrik, want hierdie karpe en rodekoppies en spesiekarpe, groter karpe, hou regtig baie van die hempsaad. Kyk hoe lekker lyk hierdie. Ons is reg om ons stroppies te laai. Nou voordat ons daarby kom, gaan ek gou vir julle verduidelik waarmee ons vandag gaan hengel. Soos ek gesê het, ons gaan bietjie spesie hengel. En in my hand, hierso, het ek 'n haarstroppie. Nou wat is 'n haarstroppie? Dit is 'n stroppie waar die aas nie op die hoek gaan wees nie. Daai toutjie wat daar aan die hoek vas is, dis waar die aas opkom. En hierdie is geontwikkel om groter vis te vang. Daar's 'n klomp mense daar buite wat dit nog nie gesien het nie. In Engels noem ons dit 'n herring. En ons noem ook hierdie manier van hengel, boelie hengel, spesie hengel, aka die Europese styl van karphengel, net soos wat jy dit wil noem. Ons noem dit maar boelie hengel. Ons hengel baie min met boelies in Suid-Afrika, want jy vang meeste van die tyd vang jy maar babers met dit, omdat daar vismeel en eier en sulke goed in is wat hulle aantrek. So wanneer ons met particles hengel of sade hengel soos wat ons nou vandag doen, dan sit ons dit ook so op. Ja, is niks wat jy nie op 'n haarstroppie kan sit nie. Jy kan wurms daarop sit, jy kan deeg daarop sit, jy kan opsit net wat jy wil. Maar hierdie manier van hengel vang groter vis. So ek gaan aasies hier uit die particle mix uithaal. Nou ek hou van die mielies wat so bietjie oopgebaar sit. Hulle dra meer geur en hulle stel die geur bietjie vinniger vry. Ek gaan begin met 3 mielies op
op een van die stroppies en ek gaan nou gou-gou vir julle wys hoe werk dit. In my hand het ek 'n naaltjie. Hy het so 'n hakie aan die voorkant. So wat ons doen, ons druk hom deur die mielie, druk hom mooi versigtig deur. En dan druk ons die volgende enetjie deur. En die volgende ene. En dan gaan ek my haarstroppie vat. En op die voorpunt van die haarstroppie is daar so 'n loopiekie daar. Julle kan hom daar sien. So ek haak my naaltjie daarin. Hy het so 'n klein dingetjie wat toevou hierso. Net laat hulle maklik afgly. Dan wat ek doen, dan trek ek hulle so oor. Trek hom deur die mielie. En dan moet ek hom nou meet. Daar's nou eintlik nog spasie vir nog ene. Die ideaal is dat hierso so tussen die hoek en die boonste asie, laat daar so 5 mm is. Nou wat ek hier gaan opsit nou, ek gaan 'n plastiek mielie vat. 'n plastiek mielietjie, daar's hy, 'n oranje ene. Ons noem dit ook 'n saiter. Dit is laat die vis dit net makliker kan sien. Hulle hou van kleurverskille. En ja, hulle kan kleur sien. Hulle is nie kleurblind soos wat baie mense dink ek. So ek trek hom ook op. So hy sit nou bo op daai mielies. En hoe kry ons hom nou vas? Dis eintlik baie maklik. Hierso het ek 'n ding wat ons 'n boilie stop noem, is 'n stukkie plastiek. En ons druk hom daar deur en dan skuif ons daai mielietjies net op en dan is hy vas. En dan knip ons net daai af. Daar's hy. As ons eerste stroppie en kyk hoe ver is daai aas van die hoek af daar. Soos julle daar kan sien. Maar wat gebeur as daai vis daai aas optel? Ons heng hom met 'n swaarere sinker. As hy daai aas optel, hy suig hom in, hy tel sy kop op, kyk wat doen die hoek. Die hoek haak hom lekker in die onderlip. En dan kan ons hom uittrek, 'n fotootjie neem. Vir hom sê hy met sy ou sussie gaan roep wat rook. En dan vang ons nog enetjie. Baie eenvoudig, baie effektief. My tweede stroppie is ook reg, net 2 tigers uit die particle mix uitgehaal, net so 'n stukkie afgesny op elkeen. Ek gaan hulle net so uitsit sonder daai plastiek mieliepit en kyk of ons 'n visie met hulle kan aan die lyn kry. En ek moet vir julle sê die reuk wat hier uitkom, man, dit maak my honger vir bottermielies. My derde hoekasie wat ek gaan gebruik is 'n Tiger X Tiger. Dis een van ons signature series produkte. Ek het hom so bietjie afgeskil. Ek het dit gisterand al die voorbereiding by die huis gedoen. Net om bietjie tyd te spaar, anders moet ek nou 'n tweede keer dit hier op die program doen. En dan sit ek eers die plastiek mieliepit op. Ek gaan dit saam met hom opsit. En ek gaan hierdie ene in die lengte opsit want ek wil net een groot hoekasie daar buite hê. As sy. En dan sit ons hom so mooi in die lengte op. Ons sit maar vir hulle so 'n bietjie 'n variasie daar buite. En as ons sien wat hulle wil hê, dan swaai ons al die stokke oor sin toe en dan vang ons vir hulle op dit. Asai. Ons my stoppertjies hier hulle. Asai. Druk hom vas. Knip hom af. Vang 'n groot vis en doen dit weer. Daar's hy. Daar's daai enetjie.
Ons is nou hier op die water en hier by Rodekoppies werk dit so. Dit word nie so koud soos op ander plekke nie. En die visse is in die winter in die vlakwater. Ons is hier in 'n baai, ons hengel terug in 'n baai. Ons het die hele dam om in te hengel, maar ons hengel terug in die baai. En ons is nou hier tussen die snotrebelle en ek gaan nou 'n bietjie van die particle mix wat ek nou vir julle voorberei het, gaan ek nou vat. En ons gaan net so klein voerplekkie maak. Hier 6 kg in totaal. Die pakke is 3 kg in 'n pak. So ons gaan so 'n bietjie strooi. Nou wat ek gaan doen, hierso is 'n punt van die snotrebelle en maak ek so baadjie in die snotrebelle en dan's daar nog 'n bietjie snotrebelle. So ek gaan hierso so 'n bietjie strooi, so 'n bietjie in die baadjie en dan weer op daai punt. Om een of ander rede hou die visse van die struktuur. En ons sê altyd, gaan waar die vis is, dan gaan jy hulle vang. Dis soos Kentucky. Jy gaan mense kry by Kentucky wat honger is. Hierdie is soos 'n Kentucky. Dit is, hulle hou van die struktuur, dis waar hulle veilig voel. As jy dink aan 'n onderwatersee toneel. As daar net sand is daar nie vis nie. Maar daar waar die koraalribbe is, daar's die vis en met varswater is dit presies dieselfde. So ek het so lekker skoppie en ek gaan nou vir hulle lekker wyd strooi. Kom ons gooi vir hulle daar in die water. Nou gooi ek myself lekker nat. Ons het voerplek gemaak. Ons het omtrent so nog so 2 kg hier binne. Nou elke keer as ek 'n stok gaan uitbring, gaan ek net so 'n halwe skepie vat. En daar waar ek die hoekaas neersit, dis so 2,5 meter diep hier. So is glad nie diep water nie. Daar waar ek die stok gaan neersit, gaan ek bo op die stok net so 'n bietjie afgooi. En ons sal vir julle later in die program presies wys hoe doen jy dit. Nou is dit tyd om terug te gaan. Uiteindelik 'n stok in die water te kry. En dan gaan ons vir julle 'n vetvis vang. Kom hengel lekker saam met ons verder. Ons gaan ons mielies net so 5 sekondes in die chop dip. Dan haal ons hom uit. En ideaal is hang hom op, dat hy so 'n bietjie droog word. Dan trek hy lekker in, dis hoekom ek daai mielies kies wat so 'n bietjie oopgebaar sit. En ek gaan dieselfde met die tigertjies doen. Wat uit die particle mix uitkom. Ek het hulle net so 'n bietjie gesny. Laat hulle ook net so 'n bietjie van die chop kan intrek. Daar's hy. Die Tiger X wat ek opgesit het, die ander stroppie, gaan ek skoon los. Nou is hulle reg om in te vat. Voor ons invat wil ek net gou vir julle ons stropsisteem verduidelik. So wat ons basies het, ons het 'n stukkie ledkor. Nou dis maar 'n dik geweefde materiaal met 'n stukkie lood binne en dis net om seker te maak dat alles op die grond gaan lê. As jy groot vis vang, moet jy seker maak dat daar niks is waarna hulle kan vasswem nie. En dit beskerm ook die vis as jy die vis vang, as jy die vis uitspeel. En dan op dit het ons 'n free running bead. Dis een van Korda se produkte. En dan het ek net 'n klein stukkie rubber oorgesit wat hom so half semi-fixed maak. So die sinker is redelik swaar. As die lyn breek, kan die vis die sinker basies aftrek van hierdie ding af en hy gaan sonder die sinker kan wegswem. Hy gaan dalk 'n stukkie lyn saam met hom trek, maar dit is wat ons in Engels noem 'n safety rig. En dan hierso binne is daar so 'n hakie waarna ons inhak. Ek kan net gaan uittrek. So, sorry tannie. Tandarts. Ek doen dit nie altyd met my tande nie. Daar is so 'n hakie en aan die bokant van die strop het ons ook 'n loopie, trek ons hom oor en dan daai noem ons 'n anti-tangle sleeve en ons trek hom net daar oor laat hy nie kan uitkom daar nie en dan gaan ons nou alles weer in mekaar intrek hierso. So laat ek hom net so laat ingly. Ons trek eers daai binne in daar, dan trek ons die sinkertjie hier oor. Hy gaan redelik styf daaroor en dan gaan ons daai rubbertjie weer hier oor skuif nou. En dan skuif hy daar oor.
en dan is hy lekker vas. So wat gebeur, as die vis nou daai asie optel, is hierdie sinker redelik swaar. En daai sinker maak dat die hoek draai binne in die vis se mond en dan vang hy hom. En dan as die vis nou basies skud, dan skud hy hierdie sinker los. Die sinker skuif op teen die lyn en sodra die sinker lekker ver weg van die vis af is, dan kom die vis op boontoe en ons kan hom maklik uitspeel. Ek gaan die stokke uitvat en dan kyk ons hoe lank vat dit voor ons 'n vetvis vang. Lyk vir my is 'n byt hier so uit. Hardloop en uit gaan stil staan. Kom ons kyk. Ja. Visie aan. Hy is aan die snotrebelle in. Nou moet ons net vashou en hoop hy kom uit. Ons het 'n gas vandag op die program. Haar naam is Megan. Sy is daai kameraman, sy sussie. En sy wil bitter graag 'n mooi vis vang. So ek vang die eerste vis, net seker maak ons het 'n vis vir die program. En omdat dit bietjie groter vis is, gaan ek haar behelp om haar vis te vang. So die volgende vis wat byt, gaan Megan vang. Megan, kom sê hallo vir die mense. Kom staan hier by my. Sê hallo mense. Hallo mense. Hallo Ali. Ali is my dogter en hulle is vriendinne. Ja. Daar sy. Ok, hier is 'n mooi vis aan. Kom ons kyk of ons hom uitkry. Die gery wat ons mee hengel is tipiese spesie gery. Ek hengel met 'n Shimano Big Pit Control. Bietjie sagter stokke, want ons wil nie hê die vis moet uitskeer nie. Ons moet hulle partymal maar bietjie harder trek. En dan stywe stok kan nie maak dat die visse uitskeer. Ons hengel met braided lyn, juis omdat ons in die snotrebelle hengel. As hy vis byt, dan wil ons hom so bietjie kan vashou dat hy opkom. En dan die stroppies, alles waarmee ons hengel, is die haarstroppies, baie sterk hoeke, braided hoeklyne. Ek sal dit nou vir julle mooi verduidelik. Die sinkersisteme sal ek weer vir julle mooi verduidelik. Maar is alles maar geskoei om groter vis mee te vang. En ek moet sê, rodekoppies is die laaste tyd baie spesiaal. Ons vang regtig mooi vis hierso. En ons is baie geseënd om dit te kan doen. Maar dis nie so ver van Gauteng af nie. As die lockdowns nie goed weg is, dan kan julle dit kom doen. Want die op Vaskap en by Signature Series sê ons, as dit vir my werk, sal dit vir julle werk. Die water is baie lekker diep hier voor. En die water is baie skoon ook. Die plek waar ons hengel is baie spesiaal hier op rodekoppies. Jo, so mooi vis. Hallo daar. Ons vra vir Megan om vir ons te skep. Sy gaan net die net in die water hou en ek gaan net die vis oor die net trek. Maar hierdie 5 spoedkarpe boks baie lekker as hulle hier voorkom. Hallo daar. Hierso. Partymal hoe harder jy aan hulle trek, hoe harder trek hulle terug. So, dan moet maar net geduldig wees. En is hier onder die stokse punt waar jy meeste van die vis verloor. Veral met hierdie groot vis. Hulle is baie slim. En as hy so bly draai, dan baie keer ontwikkel die hoek homself los. Moet sê die hoeke waarmee ek hengel, het nog hulle goeie persentasie om vis mee te land. So met die Korda krankhoeke. En ons bou 'n kei direk met hom, so julle kan dit maar bietjie gaan Google daar. Kom my Megan. Hier kan julle sien, dis die 2 tiger nuts uit die particle mix uit wat ons aangesit het. Daar's hulle. Gaat hulle net so teruggooi, weer 'n vis met hulle vang. Deel van spesiehengel is visbewaring vir ons. En ons kyk oordentlik na ons visse. So hierdie mat waarop ek kom neersit, noem ons 'n kaapkruidel. Ons maak hulle altyd nat
Jy wil nie die vis op 'n warm een neersit nie. Maar kyk, 'n bietjie hierso. Joe, nou lag ek daarom lekker in my binneste. Ek skat hierdie vis so om by 11,5 kilogram. Regtig 'n mooi vis, kort, dik vis en 'n vyspoetkarp. Jy kry hulle net in rode koppies. Hy het op hy 2 tiger nuts gebyt wat uit die particle mix uitgekom het. Wat ons so 'n bietjie afgeskil het en net in die chop gedip het. Man, dis lekker. Okay, ons gaan laaste kyk hoe hierdie vis lyk. Kom ons sit hom mooi terug. Dankie Sissa. Ek sit al in die bootjie, toe besef ek moet eers vir julle wys, ons vat weer die stok uit. Net daai selfde 2 tiger nuts uit die particle mix uit. Ek het sulke stukkies afgesny van die skilletjie met 'n matmesie. Ek doop hom vir 5 sekondes in die chop, moet hulle nie in lê nie want dan raak hy te sterk. Dip hom net daarin, hang hom op dat hy bietjie droog word en dan vat jy hom uit. So wat ek nou gaan doen, daar waar ek dit afgooi, gaan ek weer net so 'n halwe skoppie van die particle mix en die mealie mix vat wat ons gemeng het. Dit net so op het afgooi en hopelik binne 'n uur vang ons nog 'n groote. Kom ons vat hom uit en dan kyk ons wat ons volgende vang. Ons het 'n moeilike dag agter die rug. Ons het 'n klomp vis verloor en ek kan nie vir julle sê hoekom nie. Hulle het net afgekom. Dit is 'n groot frustrasie. Ek wil net hierdie vis daar uit die snotrebelle uitkry. Hy skop en dan draai bo op die water. Kom sissie, jy moet hierdie kant toe kom. Megan wil jou uittrek. Kom Megan. Okay Megan, dis bietjie anderste as die klein visies waaraan jy gewoond is. As hy so trek, moenie terugtrek, jy laat hom net boks. Okay, katrol, wat hy nou gedraai. Jy sal voel, partymal dan wil hy trek, wat baie mense fout doen, dan wil hulle trek. En dis wanneer die hoek uitskeer. Die lyn wat ons aan het rek glad nie, so dis hoekom dit ook so direk voel. As hy sy kop so maak, dan maak jy ook so. Voel jy? Ja. Okay. Oh, is 'n mooi visie, Megan. Laat hom. Bring hom, Megan. Oh, say. Well done. Hy is 'n monster nie, maar is 'n mooi vis. Seker so 5 kilogram. Daar's Megan se groot karp, nie 'n monsterkarp nie. Ek skat hom so 4,5-5 kilos. Maar 'n mooi vis en hy was lekker sterk, nie Megan? Wow. Nou kan jy vir almal vertel jy het 'n rode koppies vyspoetkarp gevang en hy het jou lekker getrek, nie? Te veel. Sy. Ons gaan aanhengel. Ons het 'n klomp groot visse verloor vandag in die snotrebelle. Hulle het sommer net afgekom, ek weet nie hoekom nie. Ons gaan dit nou uitsorteer. Ek dink ek weet wat was fout. So kom kyk lekker verder saam. Ons gaan gou 'n foto neem, dan gaan ons hom weeg, dan gaan ons hom terugsit. Okay, tel sy kop bietjie op vir my en trek sy stert na jou toe. Ja, tel sy kop nog op. Tel sy kop op. Nog. Nooit. Ons het nog 'n vis aan. O, Mike, gaan jy gou vir Megan daar weeg? Hier's 'n groter vis. Jo, dis lekker. Wat gebeur het? Dis nou tipies rode koppies.
Megan vang daai vis op die middelste stok. En die middelste stok tel die stok op. En ek katrol hom uit en ek besluit ek maak net alles reg en ek gooi hom sommer terug. Boom, wie het 'n boot nodig? Lekker. Ek dink dit is 'n groot visie, maar ons gaan hom vat verseker. Ons neem foto's, ons vang vis, dit gaan lekker. Hier by Rodekoppies, ewe skielik is daar aksie. Ons het 'n klomp groot visse verloor en ek weet nie hoekom nie. Ek het met die aase lengtes gespeel, met die stroppe se lengtes. En die naweek wat verby is, het ek met daai selfde stroppe 'n klomp groot visse vang. So, dis maar dinge wat gebeur en dis hoekom hulle dit visvang noem en dit maak dat ons terugkom. So, as dit met jou gebeur, moenie mismoedig raak nie. Hou net aan. Jy gaan die vis vang eventually. Megan se vis is 5.97. Dit is regtig 'n mooi vis. Wel dan Megan. Kom ons gaan sit hom terug. Dit is altyd ons challenge om 'n mooi vis te vang. En is lekker nie, Megan? Ja. Maar dit is net so lekker om hom terug te sit nie. En dis awesome. Kom ons kry hierdie ouetjie terug. Megan se vis 5.98 kilos. Megan, as jy daar optel, dan gaan jou visie swem. Dan het jy die honors want jy het hom gevang. Papa. Ciao. Kyk hierdie lekker vet vis. Definitief 'n wyfiekarp. Kykie bekkie, hy staan nooit stil nie. Dis hoe jy weet dis 'n wyfiekarp. So, nee Megan. Ja, ek maak sommer 'n grappie. Regtig 'n mooi vis, klein kort vet visie. En hierdie vis het definitief al eiers. Ek gaan nou nie te lank uit die water uithou nie. Ek gaan nou dadelik terugkry, gaan nie weeg nie. Ek skat omtrent dieselfde as Megan se. So kom ons neem gou-gou 'n mooi fotootjie en dan kry ons dit terug. Ons gaan net die visie terugplaas. Ek gaan hom sommer so met die mandjie indra. Kom ons sit hom veilig terug. Ons sy laaste kyk na op daai geskilde tiger nuts uit die particle mix uit in die chop gedip. Okay hoor. Ciao. Vandag gaan ek vis vang. Niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan en die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en die son skyn langs die water.